Maar die Here het ook 'n sin vir humor. Hy sit ons nie by mekaar nie. Ons verskil elkeen van ons en ek dank die Here daarvoor. Ek gaan jou dalk skok vanoggend, maar God het net een bruid. Ons is dalk baie kerke, baie agtergronde, maar Jesus het net een bruid. Daar's net een hemel. Daar's net een weg of een deur na die Vader en dit is deur Jesus Christus. En daarom is ons vanoggend hier. My tema vanoggend, soos ek nou gesê het, is die nagmaal is werklik meer as wat ons dink. Want die nagmaal dra die teenwoordigheid van Christus. Dit bring vir my en vir jou genesing. Tannie Salome, dit bring vir Tannie genesing. En so ek elkeen van julle wat dalk vandag hier sit, met iewers iets wat nie lekker is nie. Hierdie tafel bring vir jou genesing, nie die tafel nie, maar die persoon wat agter hierdie tafel is. Hierdie tafel bring vir ons dan ook herstel op alle vlakke. Dit bring vir ons genade, aansluit by Anton se preek. Dit dui natuurlik op die prys wat daar betaal is vir elkeen van ons. En dan baie belangrik, hierdie tafel is 'n sakrament. Ek het dit al so baie gesê, maar ek het in hierdie week het ek gaan kyk, wat beteken dit? Maar as ek sê sakrament, dan is dit 'n bevestiging dat Jesus sy beloftes gaan hou aan sy kerk. En Jesus is nie soos hierdie wêreld nie. As hy sê hy het iets gedoen, en hy gaan dit doen, dan gaan hy dit doen. Hierdie is nie net 'n broodjie en 'n sappie wat ons vanoggend gaan gebruik nie. Dis nie net 'n gewone kerklike gebruik wat ons elke nou en dan moet doen nie. Maar hierdie tafel herinner ons aan wat die Verlosser vir my en vir jou gedoen het en hoekom hy vir ons gesterf het. Hierdie tafel maak dit ook moontlik dat ons met al ons agtergronde hier vanoggend kan sit en deel kan wees van 'n liggaam wat groter as ons is. Hierdie tafel wys ook vir ons en dit maak dit moontlik dat ons 'n aktiewe verhouding kan hê met die Vader. Soos julle elkeen weet, toe Jesus sy asem uitblaas, is die sluier in die middel deur geskeur. Ek het nou net die naam, die voorhangsel, dis die woord wat ek soek. Die voorhangsel het in die middel deur geskeur. En nou kyk hier God na ons deur sy seun Jesus Christus. Hierdie tafel maak ook dat ek en jy meer as oorwinnaars is vandag. En hoor my baie mooi vanoggend, dat hierdie sakrament, al voel jy hoe daaroor, gaan vir my en vir jou versterk. Dit gaan ons krag gee, meer as wat ons besef, in die dae wat kom vir Jesus weer op die wolke terugkom. Dit is momente soos vanoggend, wat vir my en jou hoop gaan gee vir die toekoms. En ek wil regtig vir jou vra om vanoggend, terwyl jy daar sit, reeds al te begin met 'n verwagting uit te sien, na wanneer ons nou nagmaal saam gaan gebruik. Terwyl ek so voorberei hierdie week, het die Heilige Gees my ietsie losgebreek en oopgebreek, wat ek vanoggend met julle wil deel ook. En ons gaan ook kyk hoe goed ken ons Bybels in die kerk. Wie van julle weet wat staan in Matteus 10, vers 41 en 42? Ek gaan 'n bietjie sê en dan kyk ons of wie ken dit saam met my. Daar staan wie 'n profeet ontvang, omdat hy 'n profeet is, sal... Nee, jy mag nie sê nie, jy het hierdie gelees. Nog iemand? Is dit boop? Ai. Dankie Annetjie. Ja, dat is hy. So julle kan lees ook. Maar wie 'n profeet ontvang, omdat hy 'n profeet is, sal die loon van 'n profeet ontvang. En wie 'n regverdige ontvang, omdat hy 'n regverdige is, sal die loon van 'n regverdige ontvang. En elkeen wat een van hierdie kleintjies net 'n beker koue water laat drink, omdat hy 'n disipel is, voorwaar ek sê vir julle, hy sal die loon sekerlik nie verloor nie. Wat die Heilige Gees my oopbreek hierdie week, juis oor hierdie skrifgedeelte, en ek het dit al so baie gelees, is wanneer dit by die kruis kom, en spesifiek die nagmaal waarop dit dui, wil ek vanoggend vir jou sê, as jy vanoggend aan hierdie tafel gaan kom aansit,
En so ook elke ander nagmaaldiens. En jy gaan net kom om 'n broodjie te kom vat en net 'n sappie te kom drink, net omdat dit 'n broodjie en 'n sappie is, dan moet jy verwag dat jy vanoggend net 'n broodjie en net 'n sappie gaan hê. Jy gaan nie uitstap soos jy hier ingekom het. En ek bid so baie, as ons in die week hier tussen die banke rondloop en ek sit hier so en ek bid vir julle, dan sê ek, Here, mag geen diens net 'n diens wees nie. Maar mag mense elke keer wat hulle hier kom sit, anders hier uitstap as wat hulle hier was, hier aangekom het. Maar, baie belangrik, ek het dit so groot getik hierso, maar as jy soos ek en my vrou vanoggend die bloed van Jesus wil kom neem, die kelkie, wat verteenwoordig die bloed van Jesus, wat gestort is sodat vir ons sondes, en jy kom en jy vat die liggaam van Jesus, wat die broodjie is, wat gebreek is sodat ek en jy kan heel wees, dan laat jy toe dat die evangelie jou verander vanoggend. Dis nie net 'n sappie en net 'n broodjie nie. Hoor mooi wat ek sê. Dis nie net nog 'n nagmaaldiens vanoggend nie. En ek vertrou werklik dat die Gees van God, dat hy sal kom, en wanneer ons nou gaan aansit, met elke broodjie wat gevat gaan word, en elke sappie wat gedrink gaan word, dat die Here deur sy Gees jou sal kom aanraak. En so ook elke ander diens wat jy gaan insit. Want dan jy ons besef dat hierdie is nie net 'n broodjie en net 'n sappie nie, dan kom ons op 'n plek waar ons skrifte soos byvoorbeeld Jesaja 53 vers 4 en 5, dan lees ons dit so klein bietjie anders. Ons het vanoggend gesê en gesing, dit gaan net oor hom en hom alleen. Daar staan in die boodskapvertaling, hy het al die siektes gehad wat ons eintlik moes gehad het. Hy het die pyn ervaar wat ons eintlik moes ervaar het. Maar ons het gedink, dit is God wat hom sy eie oortreding straf. Hy is gewond as gevolg van ons opstand teen God. Hy is doodgemaak omdat ons sonde gedoen het. Hy moes die prys betaal het wat ons lewe kon herstel. En hy is stikkend geslaan sodat ons weer kan gesond wees. As jy verstaan waar die tafel gaan, dan maak sulke skrifte staan so uit vir jou. Dit word gehighlight. Want hy het gevat wat ek eintlik moes gevat het. Ons lees Matteus 8:17 ook anders, waar daar staan soos vervul wat die profeet Jesaja gesê het. Hy het ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Ek wil weer sê, as jy vanoggend hier opdaag en 'n broodjie kom vat en 'n sappie gaan drink, met 'n verwagting, dan vertrou ek die Here saam met julle, dat siekes gesond kan word. Dat mense wat hoop verloor het, weer hoop kan kry. Want dis nie net 'n gewone mens wat sy lewe neergelê het vir my en vir jou nie. Dis God wat sy seun gestuur het. En wanneer ons dit besef, dan lees ons skrifte soos Jesaja 53 vers 11 en 12 ook anders. Daar staan, na sy bitter lyding sal hy weer die lig sien en tevrede wees. En deur alles wat hy beleef het, sal my regverdige dienaar dit moontlik maak vir baie om ook regverdig te word, want hy dra al hulle sondes. Daarom eer ek hom as iemand wat groot en magtig is, want hy was bereid om doodgemaak te word en as 'n misdadiger beskou te word. En hy het die sondes van baie gedra en vir sondaars gebid. Ons koning Jesus is nie soos hierdie bekende predikers vandag wat net preek en hardloop nie. Jesus was bereid om vir sondaars te bid. Hy was bereid om sy lewe neer te lê vir my en vir jou. En wat ek vanoggend vir julle wil sê is dat aan die kruis, waarna die nagmaal verwys, het Jesus nie net betaal vir ons sondes nie. Hy het ook betaal vir elkeen van ons krankhede. Hoor mooi, klein of groot. Al het jy dalk 'n doodsvonnis gekry by 'n dokter en die dokter het vir jou gesê daar's nie hoop nie. Ek wil vanoggend vir jou sê daar sal altyd hoop wees as jy aan Christus Jesus vashou. Want hy het nie verniet gesterf nie.
Ek wil vanoggend vir julle sê, as ons dit werklik verstaan, dan kom ons op 'n plek waar ons getransformeer word. En ek wil vanoggend een laaste prentjie by julle los en vir julle skets. As ek vanoggend vir jou sou vra, wat is nederigheid? Wat sou jy gesê het? Nederigheid. Julle, ek het hierdie week nederigheid gesoek in die woordeboeke, oral waar ek kon, om 'n lekker definisie te kry. En ek moes nie baie ver soek nie. Nederigheid is dalk vir jou as iemand jou kar vir jou verniet was. Of dalk is nederigheid vir jou as iemand jou voete kom was. En op so 'n bietjie op 'n ligter noot, dit hang af van wat se tyd jy geleef het. Want voete was in die Bybelse tyd was soos vandag om iemand se kar te was in vandag se konteks. Maar ek wil vanoggend vir jou vra, wat is nederigheid vir jou? Dalk is dit vir jou om in die begin van die maand, as jy bank toe gaan, jou plek in die ry vir iemand te gee. Maar gemeente, terwyl ek voorberei hierdie week, toe kyk ek so na die nagmaal en die tafel en wat ons graag vanoggend hier wil neersit vir julle. En dit skets vir my 'n ander prentjie van ware nederigheid. Een van die drie eenheid. Die tweede persoon in die godheid was bereid om sy troon te verlaat en om afstand te doen vir hom, vir my en vir jou. Nederigheid is dat Jesus was bereid om die hemel te verlaat vir my en vir jou. Om 'n mens te word, nes ek en jy. Jesus was bereid om vir 33 jaar in hierdie gebroke wêreld te betree. En hy was 'n mens nes ek en jy. Hy het nie 'n private banker of 'n VIP sitplek gehad nie. Hy het gekom om te kom dien en om lief te hê. Hy het gekom om gespot te word, om verneder te word en doodgemaak te word, sodat ek en jy vandag hier kan sit. Johannes 6:53 tot 58 staan daar, Jesus het teenoor hulle reageer. Ek verseker julle, as julle nie die liggaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie deel aan die lewe nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, besit die ewige lewe, en ek sal hom op die laaste dag opwek. Daar staan, my liggaam is egte voedsel, en my bloed is egte drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, beleef 'n innige verhouding met my, en ek met hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook as gevolg van my lewe. Ouens, is dit nie goeie nuus nie? Wanneer ek en jy glo dat Jesus vir ons gesterf het, dan kan ons ook begin lewe op 'n ander manier. Die skrif gaan verder en hy sê, hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die voorvaders wat die manna geëet het en gesterf het nie. Wie hierdie brood eet, sal vir altyd lewe. Dit is vir my baie goeie nuus. Want maak nie saak wat hierdie wêreld met elkeen van ons wil doen nie. Ons gaan lewe. Ek en jy weet hoe die storie eindig. En die aanslag, en die teenkanting, en die hartseer, en die siektes, en al die slag van hierdie wêreld kan kom. Maar ek en jy weet hoe die storie gaan eindig. Ek wil vanoggend vir julle vra, gemeente, kan ons nie as 'n gemeente op 'n plek kom, waar ons nie meer net op 'n oggend soos vanoggend opdaag, en 'n broodjie wil kom eet en 'n sappie drink, en dis verby nie. Ek wil vanoggend vir julle vra, as ek en jy werklik verstaan waaroor hierdie tafel gaan, dan kan ons vir mekaar sê, ons het 'n voordeel bo hierdie wêreld. Want God het vir ons sy seun gegee. En as hy vir ons is, wie kan teen ons wees? Ek wil vanoggend dit vasmaak, want dit is 'n big deal. Ek wil vanoggend vir jou sê, as dit vanoggend jou laaste keer is, of my laaste keer is, om aan hierdie tafel te sit, hoe gaan ons hierdie tafel benader vanoggend?
Ek wil vanoggend vir julle noem, dat as ons besef dat Christus uit gehoorsaamheid en uit liefde dit vir ons gedoen het, dan kyk ons anders na oggende soos vanoggend. Want dan kan ek en jy as goeie nuus, kan ons na hierdie tafel kyk en ons besef, dit is vir my en vir jou. Ek wil afsluit en ek wil vra, wat sou jou gebed vanoggend gewees het, as jy geweet het, dit is jou laaste. As jy kan, Dion, net so sagte musiek vir my speel asseblief. Wat sou jou gevoel en jou uitkyk gewees het, op 'n nagmaaltafel soos vanoggend? En ons gaan nou begin oorgaan na die nagmaal toe. Ons gelukkig nie baie wat ons moet oopmaak en toemaak nie. Maar as ons geweet het, wat die dag van môre sou inhou, sou ons bietjie anders gekyk het, na vanoggend se diens. As jy gaan kyk na 1 Korintiërs 10, vers 16 en 17, en dis 'n skrifgedeelte wat almal gebruik as ons nagmaal gebruik. Want daar staan, wanneer ons aan die tafel van die Here die seën oor die beker uitspreek, kry ons mos aandeel aan Christus se bloed. En as ons die brood breek, kry ons mos aandeel aan Christus se liggaam. Omdat ons almal aandeel aan een en dieselfde brood kry, maak ons almal saam. Al is ons baie, is ons een liggaam. Of ons nou hier in 3 Riviere is, of in Australië, of waar ook al. Ek het nou gesê, daar's een manier hoe ons by die Vader sal kom. Daar's een deur. En vanoggend het ons die voorreg om hier te kom sit, dat ons weet wat ons weet. Paulus skryf verder in 1 Korintiërs 11, vers 23 tot 30, want ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, die brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem en eet, dis my liggaam wat gebreek is vir julle. Doen dit tot my nagedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as wat julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet, of uit hierdie beker uit van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en aan die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, of 'n bietjie makliker Afrikaans, ek en jy moet onsself ondersoek, en so van die brood eet, en uit die beker drink. Vers 29. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en 'n aantal het ontslaap of is reeds oorlede. Ek wil vanoggend met my laaste wat ek nou afsluit, wil ek sê hierdie onwaardige wyse wat ons al so baie gelees het, waarvan Paulus hier skryf in konteks natuurlik, beteken nie dat jy net mag deel hê as jy sondevry is nie. En natuurlik is dit tot ons voordeel as ons met skoon hande en 'n skoon hart aansit. Maar hierdie onwaardige wyse dui daarop dat ons soveel kere sonder 'n verwagting na die tafel toe gekom het en aangesit het. Want ons doen dit sommer net. Want ons almal doen dit en almal gaan dit doen, so ek moet dit ook doen. Sonder om voor ons kom die volle betekenis van die nagmaal te ontdek en na te dink. Jy sien, niemand van ons verdien dit om vanoggend deel te hê nie. Nie een van ons verdien dit om deel te hê aan hierdie nagmaal nie. Hoor mooi, ons is almal sondaars wat slegs deur genade gered is. Daarom moet ons geestelik op nagmaal voorberei, deur weer 'n slag na ons eie lewens te kyk en ons sondes te bely en na die ware betekenis van die nagmaal, naamlik die viering van ons verlossing.
Ek weet nie of dit is net omdat ek hierdie week gesit het met hierdie nie. Maar ek sit vanoggend, of ek staan vanoggend voor julle met 'n verskriklike groot dankbaarheid. Dat hy bereid was om sy lewe neer te lê vir my. Ek het al so baie foute gemaak, en so ek elkeen van ons. Maar vanoggend kan ons na die ware betekenis van die nagmaal kyk. En ons kan die vier, dat die Here ons kom verlos het. Dat ons sondaars was, maar gered is deur genade, kan ek en jy vandag fees vier. Jesus het 'n nuwe verbond met sy eie bloed beseël. En dit vanoggend wat ons gaan doen, is nie net 'n leer ritueel nie, maar dis 'n sakrament wat deur Christus aan ons gegee is. Om my en jou geloof te versterk vanoggend. Daar moet regtig iets in jou hart gebeur, wanneer jy aan die nagmaal begin dink. En wanneer ons begin deel raak daarvan. En soos ek sê, ek het 'n diep dankbaarheid vanoggend, want godsdiens het dit afgewater. En veroorsaak dat ons nie meer met 'n verwagting na die tafel toe kom en na dit uitsien nie. En daarom het Paulus geskryf in vers 30 dat ons baie swak is en siek is onder julle in die kerk. Want ons het nie meer verwagting na God nie. Goeie nuus, Jesus het nie verniet gesterf, opgestaan en die nagmaal vir ons gegee nie. Ek wil vanoggend dit uitroep en sê, niks is per toeval in die koninkryk van God nie. Ek sluit af en sê, dat die nagmaal is werklik meer as wat ek en jy dink. Leef in oorwinning en gebruik die wapens wat God vir ons gegee het, om ons vyand te veg. So kom ons geniet die nagmaal vanoggend. Goeie nuus, kom ons kom vanoggend na die tafel toe met 'n verwagting, want dit beteken werklik meer as wat ons kan besef. Amen. Ek gaan vra dat ons nagmaal saam gaan gebruik.